Ons is besig met die reeks Verstaan ek het reg. So die eerste teks waarna ons gekyk het was Romeine 8 vers 28. Toe is die tweede teks Jeremia 29 vers 11. Toe het Leroy laas Sondag gekyk na 1 Korintiërs 10 vers 13 waar hy gepraat het oor versoeking. En vandag gaan ons kyk, ons teksvers is 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5, maar ons gaan hom lees van 3 tot 6. Ek lees hom in die 53 vertaling, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerk word teen die kennis van God, en elke gedagte gevangen neem tot die gehoorsaamheid aan Christus, en ons gereed hou om op elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. So ons gaan eers fokus op die gedeelte van vers 3, waar Paulus sê, alhoewel ons in hierdie menslike liggaam is, veg ons nie 'n menslike geveg nie. Hierdie geveg wat ons veg is geestelik. Nou dis baie belangrik om te onthou, want ek dink ons is baie keer in ons lewe geneig om 'n geveg te veg, maar jy veg hom verkeerd, omdat ons dit vleeslik doen, ons veg hom aardliks. Die woord, Paulus sê ons is in hierdie stryd. Die woord stryd in die verklarende Afrikaanse woordeboek beteken geveg of oorlogvoering of dit beteken geestelike worsteling. Nou, soos ons nou gehoor het, dis oorlog en is 'n geveg. So wat ons nou vandag gaan fokus op, is die oorlog wat Paulus sê ons in is. Ons gaan kyk na 4 punte, sodat ons hierdie vers kan verstaan en kan sien wat Paulus bedoel met hierdie geveg, ons stryd in hierdie lewe, en hoekom en hoe dit geestelik is. Die 4 dinge wat ons moet besef as ons in hierdie oorlog is, die eerste ding is baie eenvoudig, jy moet besef, jy is in 'n oorlog. Soos ek vroeër vir jou gesê het, as jy nie besef jy is in 'n stryd nie, gaan jy nie kan wen nie. En baie van ons weet nie dat ons in 'n stryd is nie. So die eerste belangrike ding is, jy moet weet, jy is in 'n oorlog. Dis 'n geestelike stryd. Die tweede ding waarna ons gaan kyk is, wie is jou vyand? Dit help nie, jy is in 'n oorlog, maar jy weet nie teen wie jy veg nie. Jy moet weet wie jou vyand is. En omdat dit geestelik is dit Satan. Satan sit agter alles. So Satan is jou vyand, ons gaan kyk daarna. En die derde ding waarna ons gaan kyk is, ken jou oorlogsveld. Dit help nie, jy's in 'n oorlog, maar jy weet nie waar die oorlog plaasvind nie. Jy moet weet waar die geveg word. En hierdie geveg is in ons gedagtewêreld. Ons gaan kyk wat Paulus bedoel met dit. En dan die 4de een, waarmee veg ons? Wanneer jy in 'n oorlog is, moet jy jou wapens ken. Dit help nie, jy veg 'n geveg sonder die nodige wapens om te wen nie. So hierdie is die 4 goed waarna ons gaan kyk. So die eerste ene wat ek vir julle gesê het is, ons is in 'n oorlog. As jy gaan kyk na die nuus reg rondom die wêreld, daar's baie oorlog aan die gang. Die lande het argumenteer baie en hulle sê dat daar enige oomblik 'n derde wêreldoorlog kan uitbreek. Ek weet nie wie die nuus dophou nie, maar met Israel is daar ook baie wat aangaan. Israel is al vir 2 jaar, amper 2 jaar in 'n geveg met Hamas en nou is dit nog Iran ook by. So hierdie geveg, hierdie oorlog is fisies. Ons kan dit sien. Maar wat is agter hierdie oorlog? Israel is God se oogappel. Ons sien dit in Sagaria 2, waar God sê dat Israel is sy oogappel. So Israel is God se volk, Israel is God se hart. Enige iemand wat teen Israel kom, is 'n vyand van Israel. Enige iemand wat teen Israel kom, is 'n vyand van God, want Israel is God se volk. So weer eens, ons sien die fisiese geveg, maar agter dit is dit geestelik. Dis Satan aan die een kant, God aan die ander kant.
Omdat Israel God se volk is die duiwel agter God se volk aan. Selfs met jou. Jy is God se kind, so die duiwel gaan agter jou aankom. Jy gaan dit vleeslik, aardeliks ervaar, maar die vyand is hoër as dit. Dis geestelik. So dis baie belangrik om te onthou. Die eerste een, jy is in 'n oorlog en hierdie oorlog is 'n geestelike stryd. Die tweede een wat ons na gaan kyk is, wie is jou vyand? Nou ons het nou gesien dat omdat dit geestelik is Satan jou vyand, maar nou weet ons jou vyand is Satan, maar wat doen jy nou? So omdat ons in 'n oorlog is, moet jy jou vyand ken, maar wat van jou vyand moet jy ken? Sodra jy in enige geveg aangaan of in enige oorlogsscenario, wil jy weet waantoe die vyand in staat is. Jy wil die eienskappe ken van die vyand. Nou ons gaan nou net in 3 verse, jy kan baie meer verse in die Bybel kry wat die duiwel beskryf. Ons gaan net kyk na 3 verse en in die 3 verse gaan ons 7 of 8 goed kry, eienskappe van die duiwel. En wat verskriklik belangrik is vir jou om te weet, want jy moet weet waantoe jou vyand in staat is. Die eerste vers wat ons gaan kyk is Johannes 8 vers 44. Julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en hy staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. So ons het klaar 3 goed gehoor uit hierdie een vers uit. Die eerste een, hy's 'n mensemoordenaar. Hy haat mense, omdat God het jou geskape. Hy's 'n mensemoordenaar. Die tweede ding, daar's geen waarheid in hom nie. Ons gaan nou kyk hoe die duiwel na jou gedagtes toe kom, maar dis uit en uit leuns. Hy kan nie die waarheid praat nie. En die derde ding is, hulle praat van hy is die vader van leuns. Die vader van leuns. So daai is 3 goed wat ons uit daai vers uit kry. Dan 'n tweede vers, 1 Petrus 5 vers 8, waar daar staan, wees waaksaam en wees nugter. Want julle teestander, die duiwel, loop soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. Nie kan eet nie, kan verslind. Petrus beskryf hom as 'n brullende leeu, 'n leeu wat reg is om sy prooi te verslind. So daar's nog 'n eienskap van die duiwel, is hy's 'n brullende leeu. Die derde vers waarna ons gaan kyk is Johannes 10 vers 10, waar Johannes hom beskryf as 'n dief wat in die nag kom, en hy kom om te steel, te slag en te verwoes. Te steel, te slag en te verwoes. So nou weet ons hy's 'n mensemoordenaar, daar's geen waarheid in hom nie. Hy's die vader van leuns. Hy's 'n brullende leeu reg om te verslind. Hy's 'n dief in die nag en hy kom om te slag, te steel en te verwoes. So wanneer nou weet ons wie die vyand is, baie belangrik. Mens hoef nie bang te wees nie, want die God binne jou is sterker as hy in die wêreld. Maar mens moet ook versigtig wees, omdat jou vyand ook gevaarlik is. So die derde ding waarna ons kyk, druk nou heeltyd daai in. Die derde ding waarna ons kyk, ken jou oorlogsveld. Soos ek gesê het, wanneer jy in 'n oorlog is, wil jy weet waar die geveg plaasvind. Nou baie van ons in ons lewe is besig om deur iets te gaan en jy sukkel en jy kom nie deur hierdie probleem nie. En ek kan vir jou nou sê, want jy veg hierdie probleem op 'n verkeerde plek. Hierdie geveg wat Paulus van praat is in ons gedagtewêreld. Hy sê spesifiek dat hierdie is nie 'n menslike ding nie, hierdie is 'n geestelike ding. So in hierdie gedagtewêreld van ons kom die duiwel en ons gaan later kyk na hoe hy na Eva toe kom en hy kom redeneer met jou. Hy kom en hy kom vertel leuns. So ons as mens bestaan uit 3 dele. Jy bestaan uit siel, gees en liggaam. Nou wanneer ons in die Bybel lees dat jou gees en jou vlees die hele tyd in 'n geveg te mekaar is, kan ons gaan na die vlees as jou liggaam, is hoe jy saamgestel is jou bloedvloei, jou hartklopping, jou hare op jou kop, alles hoe jy saamgestel is, dis jou liggaam. Maar ek wil net vir julle wys in jou siel, want jou siel bestaan uit 3 dele, hoe hy jou kom aanval. So jou siel bestaan uit jou verstand, jou wil en jou emosie. Daai is die 3 goed waaruit die siel bestaan. So die duiwel kom en wanneer hy
in jou siel inkom, of wanneer hy daai kan beïnvloed, word jou hele menswees beïnvloed. Net byvoorbeeld die wil. Wat beteken die wil? Die wil is die begeerte binne jouself om iets te doen. Dit is die wense om iets te doen. Dis iets waarna jy strewe. En gewoonlik as die duiwel inkom en hy kom vertel vir jou klomp nonsens en jou wil is eerder op jouself gefokus as op God gefokus. Jy doen eerder jou wil as God se wil, dan beweeg jy heeltemal van die pad af. Dis hoekom byvoorbeeld is daar eendag 2 ouens in 'n kerk ingestap, albei was verslaafdes gewees. Hulle albei het vir die Here gesê, hoor asseblief verlos my van hierdie verslawing. Hulle albei het uit die kerk uitgestap. Die een is verlos en die ander is nog steeds verslaaf. Iemand verslaaf is, vra vir die Here, maar hoekom is ons albei in die kerk gestap as verslaafdes, maar die een is nou verlos en ek sukkel nog steeds met hierdie. En die Here het vir hom gesê, want jy wil dit nie los nie. Dis hoe jou wil intree. Die volgende ding is verstand. Hulle sê there's power in the mind. Die verstand is die vermoë om goed te verstaan. Dis jou denkwyse, dis hoe jy dink. Die oomblik wanneer die duiwel in jou denkwyse inkom en jy begin verkeerd dink, gaan jou dade verkeerd wees. Dit wat jy dink, doen jy. En die derde ding is emosie. Wanneer jy emosioneel nie reg is nie, gaan jy verkeerd optree. Dis hoekom iemand wat gewoonlik moord pleeg of iets in daai lyn is gewoonlik gefrustreerd. Hy is gewoonlik kwaad. So die duiwel kom en hy werk in jou emosies. Alles gebeur in die gedagtes. Ons gaan nou kyk daarna. So jy moet weet dat jou oorlogsveld is in hierdie gedagtes van jou. En dan die vierde een waarna ons kyk is, waarmee veg ons hierdie geveg? Ek gaan nou die 83 ek gaan die 83 opsê. So Paulus sê spesifiek dat die wapens van die stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God. Wat is hierdie kragtige wapens van God? So Paulus moes definitief deur 'n tipe struggle of iets gegaan het, want hy het 2 boeke verder, Efesiërs, toe hy vir Efesiërs die brief geskryf het, het hy ook gepraat van dat ons in 'n stryd is, en hierdie stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar is teen elke mag en gesag in die lig, elke bose gees wat heers oor hierdie wêreld. So nou skryf hy dit in Korintiërs en hy skryf dit vir die Efesiërs. En dis nie ver uit mekaar uit nie. So hy moes ook in 'n stryd gewees het in sy lewe. En hy sê toe in Efesiërs 6, ook baie bekend wat ons almal van weet, hy sê, maar ek gaan vir julle die volle wapenrusting gee. En ek gaan dit net so vinnig vir julle opnoem. Dit is nou 'n preek op sy eie, so mens kan later aan dit werk, maar is baie interessant en is verskriklik belangrik om te weet, omdat daar verskriklik baie krag in dit is, want dit is die wapens waarmee ons moet veg. Ek gaan hom sommer vir julle lees. Hierso staan, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gegee het, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle in die stryd tot die einde toegevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas, die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarbey moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle die brandpyle van die bose kan afweer. Sit die verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Doen dit alles bidend en smeek God, wees waaksaam en bid gereeld. Soos ek gesê het, ons gaan nie nou spesifiek fokus op hierdie, op elkeen van hierdie wapenrusting nie, maar baie belangrik is hierdie is die kragtige wapens om onsself te beskerm. Net om so oor 2 te praat, die helm van verlossing is spesifiek die helm van verlossing, omdat jy dit op jou kop sit. Hierdie gedagtes, die gedagtewêreld, die duiwel wat inkom, dis waar die geveg plaasvind, het jy jou helm op jou, is die verlossing daar, en as die duiwel opdaag, hoe gaan jy veg teen hom? En dis waar die swaard van die Gees inkom, dis die woord, en ons gaan kyk nou na daar, ons gaan daarna kyk. Ek wil net praat oor nog 2 wapens wat hulle noem in die Bybel, 2 Korintiërs 6 vers 7, deur die woord van die waarheid en deur die krag van God, ons wapen vir aanval en verdediging.
is om die wil van God te doen. So nog 'n wapen is om die wil van God te doen. En dan 'n ander vers, Romeine 13:12. Die nag is byna verby. Dit is amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis. Laat ons die wapens van die lig opneem. Dan gaan kyk ons, Paulus sê spesifiek dat hierdie kragtige wapens van God gebruik ons om vestings te vernietig in daai vers. Sê vestings te vernietig. Nou wat is 'n vesting? Nou in die antieke wêreld was 'n vesting deel van die muur wat om 'n kasteel of om 'n ou gebou of iets gebou was. Dit bied beskerming. So sê ek gaan nou vir julle wys op hierdie foto, kan julle sien dat daar's 'n versterkte struktuurbou, lyk eintlik soos 'n groot pilaar tipe ding wat langs die muur gebou is. Nou daai het hulle 'n vesting genoem. Nou daar kan baie min soldate op die vesting gebly het en hulle kon nog steeds die muur verdedig het. En as die vyand deur die muur gebreek het, was daar nog steeds, die vesting het nog steeds gestaan. Dit was 'n verskriklike sterk struktuurbou gewees. En hulle kon nog steeds veg van hierdie ding af. En op die einde van die dag, as die vyand die vesting oorgeneem het, was daai stad of dorpie oorgeneem. So dit is 'n vesting. Maar hoe kan Satan 'n vesting in ons lewe kom bou? So 'n vesting geestelik is gewoonlik slawerny. Dis 'n tipe houvas. Dis 'n verbinding wat in jou lewe plaasvind. Dit is 'n vrees. Miskien het jy 'n vrees vir sê hoogte of diepte of klein spasies of wat ook al. Dit kan 'n vrees wees wat van kleins af kom. Gaan nou vir julle 'n voorbeeld gee. In slawerny kan dit, jy weet, alkoholisme wees, kan met drugs wees, kan bietjie kleiner goed ook wees. Jy weet, dit kan goed wees soos eetversteurings, al daai tipe goed. Dis bindings. Dis goed wat die duiwel jou vasgegryp het in jou lewe en is moeilik om dit deur te breek. Daar was eendag 'n seentjie gewees. Hy was klein en hy het gaan bad en sy ma het saam met hom in die badkamer gesit en hy was besig om met sy mannetjies te speel in die bad en soos hy met die mannetjies speel, alles besluit sy ma sal net gou opstaan, sy gaan net gou kombuis toe gaan. Terwyl sy weg is, is die seentjie maar stout en hy trek die prop uit en die volgende oomblik sluk die water een van sy mannetjies in en hy sien dit. En van daai dag af, die res van sy lewe tot op 'n volwassene ouderdom, het hy 'n vrees vir water. Hulle kon nie verstaan hoekom nie en uiteindelik het hulle met hom gaan sit en hulle het uitgevind dat daai oomblik in sy lewe, daai gebeurtenis, het vir hom vrees gegee vir water. En dis hoe die duiwel inkom, veral met kinders ook, van jou kinders daar af. Die duiwel kom en hy doen iets in jou lewe en hy hou jou vas. En dit kan regtig 'n groot invloed hê vir die res van jou lewe. Die goeie nuus van dit is, ons het kragtige wapens gekry om hierdie vestings te breek. Maar ons moet God toelaat om ons te leer en ons te wys, sodat ons hierdie bindings, hierdie vestings, hierdie slawerny kan breek. Dan praat Paulus verder en hy sê hierdie kragtige wapens gaan elke redenasie vernietig en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig is. Wat beteken dit? Die redenasies en hooghartige aanvalle. So, ons gaan kyk na Eva in Genesis 3. Die duiwel het na Eva toe gekom en hy het vir haar gesê, ek wil net gou vir jou 'n vraag vra, is dit waar dat jy van geen van hierdie bome in hierdie tuin mag eet nie? Uit en uit te leen. Weereens vader van leens, niks waarheid in hom nie. Hy kom na Eva toe, hy sê, is dit waar dat jy van geen van hierdie bome mag eet nie? En Eva sê vir hom, nee, dis nie waar nie. Ons mag van al die bome eet, behalwe van hierdie spesifieke boom in die middel, want is die boom van kennis, en wanneer ons van hierdie vrug eet, sal ons sterwe. En die duiwel kom na Eva toe en hy sê, jy sal beslis nie sterwe nie. En Eva sien toe, dis 3 goed wat baie mooi uitstaan. Ons sien dit in Genesis 3 vers 6. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is. Sy sien dat dit mooi is om na te kyk. En die derde ding is, dis begeerlik omdat dit kennis kan gee. En sy en die man eet toe van hierdie vrug.
Nou dis hoe die duiwel werk, hy kom met redenasies, met leuns, en hy kom stry met jou, en hy sê, maar jy sal nie doodgaan nie, jy mag van hierdie boom eet, en dan is dit waar jou eie wil, jou vrye wil inkom. Die duiwel het na Jesus toe gegaan met presies dieselfde strategie, maar daai 3 goed. Ons praat van, dis die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe. So, die duiwel het na Jesus toe gekom in die woestyn. En Jesus moes honger gewees het, sy vlees moes swak gewees het. En die duiwel het na Jesus toe gekom en het vir hom gesê, as jy werklik die seun van God is, vat hierdie klip en verander hom in brood. En Jesus het vir hom geantwoord en gesê, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. Maar kyk wat die duiwel gedoen, presies met Eva. Die duiwel het na Jesus toe gekom en gesê, maar vat hierdie klip en verander hom in brood. Brood op baie oomblik moes baie lekker gewees het. Dis hoekom hulle noem dit die begeerlikheid van die vlees. Dis 'n slawerny of 'n tipe ding in jou lewe, wat jou vlees meer soek as wat jou gees soek. Dis gewoonlik 'n geveg tussen jou vlees en jou gees, maar jy kies jou vlees. So dit is die versoeking. Hy het vir Eva gesê, maar kyk hoe lekker lyk hierdie vrug, of wat ook al. Of Eva het hierdie vrug gesien, en sy gesien hierdie vrug lyk goed. En toe gaan die duiwel die tweede keer, en hy gaan na Jesus toe, en hy sê, en hierdie is nou die begeerlikheid van die oë, en hy gaan na Jesus toe, en hy sê vir Jesus, maar sien jy al hierdie koninkryke? En Jesus sê vir hom, ja en alles, en hy sê, maar aanbid my, en ek gee vir jou alles, want al hierdie koninkryke behoort aan my. As jy net 'n bietjie terug lees, in 1 Johannes 5 vers 19 staan, ons weet dat ons uit God is, en die hele wêreld in die mag van die bose lê. Nou hoor ons die duiwel sê, maar hy het mag oor hierdie, en dit is syne, so hy sê vir Jesus, maar aanbid my, en ek gee vir jou hierdie koninkryke. En Jesus sê vir hom, gaan weg agter my Satan. In die Engelse weergawe sê, come stand behind me. En Jesus sê vir hom, jy moet die Here, jou God, aanbid en hom alleen dien. En dis wat hy vir die duiwel gesê het. En dis wat met Eva gebeur het, sy het gesien, die vrug is goed, en die tweede ding is, dis mooi om na te kyk. Nou hierdie is gewoonlik, die begeerlikheid van die oë is gewoonlik materiaal, dit kom uit 'n plek van onvergenoeg, as jy nie tevrede is met wat jy het nie, soek jy meer, so dit wat jy sien, soek jy. Dit is die versoeking waaraan ons kan val, wat Eva aangeval het en wat hy gekom het na Jesus toe, maar Jesus het dadelik vir hom gesê, kom staan agter my. Greg Rochelle vertel een keer 'n storie, ek weet nie of is dit van hom en sy vrou, of is dit van 'n storie wat hy gehoor het, maar is vir my verskriklik goed, so ek moet dit net deel. Hy sê, daar was 'n man en 'n vrou gewees, en hierdie man en hierdie vrou het nou hierdie uitval gehad, want elke liewe keer, as sy vir hom sê, sy gaan dorp toe, dan kom sy terug en sy iets gekoop. En hy sê, daar is nie nou geld nie, moet asseblief nie iets koop nie, kom ons stop hierdie. En sy sê vir hom, sy besef sy het 'n probleem, en sy gaan nie meer koop nie. En hulle het dit ooreengekom, en die oggend gryp sy haar goed, en sy sê vir haar man, sy gaan dorp toe, die man vra vir waartoe gaan jy? Sy sê, sy gaan mall toe. Hy sê vir haar, gaan jy nou alweer iets koop? Sy sê, sy gaan nie koop, sy gaan regtig net gaan rondloop, sy gaan bietjie kyk. En die man sê vir haar, okay, jy moet net sterk staan in die Here, en sy sê, nee, die Here is by my en alles, en sy gaan mall toe, en die middag kom sy terug, en sy kom met 'n sakkie daaraan, sy het wragtig 'n rok gekoop. En die man vra vir wat het gebeur, en sy sê vir hom, ek kan verduidelik, ek's regtig jammer, ek kan regtig verduidelik, en die man sê, nee, maar asseblief verduidelik vir my, want ek wil weet wat gebeur het. En sy sê, sy het net regtig geloop, en omdat hulle mos die rokkies en goed so adverteer deur die glas, sien sy die rokkie, en sy sien toe, dis baie mooi, dis toe haar gunsteling kleur, en sy besluit, sy gaan maar net gou ingaan, sy wil net gaan kyk. Sy kom maar aan, en is toevallig die regte size, en sy dink, okay, maar sy gaan hom nie koop nie, maar dit kan seker nie skade doen om die ding aan te pas nie. En sy vat die rok, en sy gaan na die aantraalkamer toe, en sy pas hierdie rokkie aan, en sy sê die volgende oomblik daag die duiwel op.
En die duiwel staan voor haar en hy sê vir haar, hoor jou man gaan baie van hierdie rokkie hou, jy lyk verskriklik goed in hierdie rokkie. En sy sê nee, dankie, ek dink ook so in alles, en sy besef die duiwel val haar aan. En sy dink dadelik in die skrif van wat Jesus vir die duiwel gesê het, kom agter my Satan. En sy sê vir hom, kom agter my Satan, en sy sê sy hoor 'n stem toe van agter af, en die duiwel sê, ek moet net vir jou sê, die rokkie lyk baie mooi van agter af ook. So, mense moet ook versigtig wees met die duiwel se strategie. Okay, en dan die derde een is die grootsheid van die lewe. Die duiwel het bo op die tempel by Jesus gekom en hy het vir hom gesê, maar spring hier af, want daar staan geskrywe. En hy doen dieselfde as Jesus in Psalm 91, waar daar staan, jy sal afspring, jou voet sal nie 'n klip raak nie, want die engele sal jou opdra. En die duiwel sê dit vir Jesus, en Jesus sê toe vir die duiwel, jy mag die Here jou God nie versoek nie. En hierdie versoeking wat in ons lewe plaasvind, hierdie grootsheid van die lewe is gewoonlik, jy wil belangrik wees. Jy wil afspring en jy wil kan sê, Here, red my. Ek is so belangrik, red my. Maak nie saak wat dit is nie. So daai is die 3 versoekings wat oor ons lewe kan kom en wat die duiwel kom, hy het altyd dieselfde strategie. En ons gebruik hierdie voorbeeld van kaartjies wat jy by jou kan hou. Jy vat 3 kaartjies en op die eerste kaartjie sê jy die begeerlikheid van die vlees. Dis gewoonlik as jy op 'n plek kom in jou liggaam, jou vlees begeer daai spesifieke ding. Jy het dit verskriklik nodig, jy's afhanklik van dit. Dan is dit die begeerlikheid van die vlees en dan op die ander kaartjie is die begeerlikheid van die oë. Dis meer materiaal goed, dis goed wat jy graag wil hê. Jy's nie tevrede met wat jy het nie. Dis meer goed wat jy by wil koop, verstaan? En die derde ding is die grootsheid van die lewe. Dit is as jy belangrik probeer wees. Hulle noem dit the pride of life in Engels. En dan vat jy hierdie 3 kaartjies en op die agterkant van elke kaartjie skryf jy hoe Jesus die duiwel geantwoord het toe hy hom versoek het met hierdie spesifieke kaartjie. Die mense sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. En op die agterkant van die begeerlikheid van die oë, gaan weg agter my Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. En die derde een is daar is gesê, jy mag die Here jou God nie versoek nie. So wanneer jy voel, jy val in versoeking, haal jy hierdie 3 kaartjies uit en identifiseer wat se versoeking jy besig is om in te val. En die oomblik dan spreek jy Jesus se woorde teen die duiwel. En jy gebruik, dit is die swaard, waarvan ons praat van die wapenrusting, is jy veg met daai swaard teen die duiwel, want jy gebruik skrif, jy gebruik die woord. En dan, daar's ook in Jakobus 4 vers 7, waar daar staan, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Hoe meer jy hom weerstaan, hoe meer jy teruggaan met woord na hom toe, hy gaan jou begin uitlos, hy gaan sien, hierdie is 'n losing battle, en hy gaan jou op 'n tyd los, omdat jy veg met God se wapens. Dan sê Paulus verder, hy sê dan, ons veg met hierdie kragtige wapens, ons vernietig die vestings, die redenasies en die hooghartige aanvalle, en dan sê hy, ons neem elke gedagte gevange. Wat beteken hierdie elke gedagte gevange neem? Ons moet hierdie gedagte, ons dink aan 'n tronksel. Hoekom vang jy iemand wat moord gepleeg het? Jy vang hierdie persoon, jy sit hom in 'n tronksel, want jy dissiplineer hom, laat hy dit nie weer doen nie. Hou hierdie persoon daarvan om in hierdie sel te wees? Glad nie. Ek het altyd vir my ma gevra toe ons jonger was, en ek sien iemand arm, wat nie kos het nie, dan vra ek vir my ma, kan nie verstaan nie, hierdie persoon het nie kos nie, maar hoekom steel hy nie net iets? Dan gaan hy tronk toe, dan gaan hy dan iets hê om te eet nie. En ek besef nou, dis omdat so 'n persoon nie gevange wil wees nie. As jy in die tronk is jy gevange. Nou dis presies wat jy wil doen met hierdie slegte gedagtes wat die duiwel in jou kop kom prop. As jy moet dit gevange neem, jy moet kan agterkom, maar hierdie is nie van die Here af, hierdie is van die duiwel af. En jy sit dit een kant en jy maak die tronksel toe. En wat jy dan doen is jy vervang daai gedagte met waarheid. Want die duiwel bring leuns en God is waarheid. En jy vervang dit met waarheid. Jy vervang dit met skrif, selfs met die kaartjies. Jy kan jou eie kaartjies ook maak, soos jy wil. En dan sê Paulus, ons doen dit juis om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Die woord gehoorsaam beteken die uitvoer van iets wat iemand verlang.
Nou God verlang van ons om terug te gaan na die duiwel en te sê, hoorie, maar ek vervang hierdie met waarheid. Ek vang hierdie slegte gedagte vas. Hierdie stryd waarvan Paulus praat is nie maklik nie, omdat dit 'n geestelike stryd is. Maar wat mens ook moet besef is dat jy nie hierdie stryd kan veg sonder God nie. Baie van ons in ons lewens probeer al hoe lank om hierdie ding te oorwin, maar jy kry dit nie reg nie. En ek wil vir jou sê, dis een van hierdie 4 goed waarna ons gekyk het. Of jy besef nie jy is in 'n stryd nie. Want baie mense is hardkoppig en besef hulle is nie in 'n stryd nie. Of jy weet nie wie jou vyand is nie. Jy veg die verkeerde vyand. Jy veg hierdie spesifieke ding, maar jy veg nie die persoon agter dit nie, of die mag agter dit nie. En dis Satan. Of jy ken nie jou oorlogsveld nie. Jy veg dit op 'n heeltemal verkeerde plek en dis nie in jou gedagtes nie. En dit is jou gedagtes is waar alles begin. En die 4de ding is, jy veg met die verkeerde wapens. As jy nie met God se wapens gaan veg nie, gaan jy nie hierdie stryd kan wen nie. En wat belangrik is van die wapenrusting, is jy kan vir jouself sê, elke oggend wanneer jy opstaan, vanoggend trek ek die skoene aan om die evangelie te gaan verkondig van vrede. Jy kan hierdie helm aantrek van verlossing, die vryspraak van as 'n borsharnas. Jy kan sien hoe hierdie goed aantrek. Maar die oomblik wanneer jy uit daai deur uitstap, gaan daai goed jou nie net beskerm nie. Jy moet regtig in geloof uitgaan en weet dat die Here vir jou veg. Want as jy alleen gaan veg, gaan jy nie oorwin nie. Die Here moet vir jou veg. En die swaard is so belangrik om in die woord te bly, om jou woord te ken, dat die oomblik wanneer die duiwel kom, dat jy die duiwel kan terug aanval met waarheid, nie met leuns nie. In Johannes 16 vers 33, en ek sluit af, sê Jesus vir sy disippels, ek sê vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, want ek het die wêreld klaar oorwin. Omdat Jesus klaar oorwin het, is jy 'n oorwinnaar. En ons is oorwinnaars in Christus. Die duiwel gaan jou nie oorwin nie, want Jesus het klaar oorwin. Maar gaan na Jesus toe, want gewoonlik is ons in 'n stryd, is hardloop ons weg van die Here af. En ons moet eintlik na die Here toe hardloop, laat hy ons kan help. Kom ons sluit die oë. Ons Hemelse Vader, Here, ons dankie dat ons vanoggend kon gesels oor 2 Korintiërs 10, Here vers 3 tot 6. Here, waar ons weet dat ons in 'n geestelike stryd is, en Here, dat ons vyand Satan is. Here, ons word gerusgestel dat Here, U klaar oorwin het. U het die vyand klaar oorwin. En Here, omdat ons deel is van U, is ons oorwinnaars. En dis alles moontlik deur U wat aan daai kruis vir ons gesterf het. Here, maar ons besef terwyl ons op aarde is, gaan ons deur 'n stryd. En Here, ons het wapens nodig. Here, ons besef dat hierdie menslike wapens waarmee ons veg, hierdie strategie wat ons het, hierdie vaardighede wat ons het, Here, niks beteken teen die vyand nie. Here, so ons het hierdie kragtige wapens van U nodig. En ek vra regtig, Here, dat U in ons elkeen se harte kom werk. Here, en ons kan kom leer, Here, wat hierdie wapens is. Here, van die wapenrusting tot die wil van U, om in die wil van U te lewe, om in die lig van U te lewe. Here, kom leer ons dit. Here, ek vra kom verbreek hierdie vestings wat ons so vashou in ons lewe. Here, hierdie dinge wat ons terughou, hierdie kettinge wat om ons vas is. Here, vra kom breek dit af. Here, en kom wys vir ons hoe om te lewe in U lig. Hoe om te streef om U wil te doen en nie ons eie wil nie. Here, wanneer ons in hierdie 3 versoekings val, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe. Here, dat ons bewus kan wees van die aanval van die Satan, Here, en dat ons die versoeking kan identifiseer, Here, en kan terug aanval met U woorde, of Here, U woord, wat as ons swaard ons mee veg, Here. Here, ek bid en ek vra dat U ons elkeen sal kom help. Kom leer ons meer oor hierdie geestelike stryd waarin ons is. En Here, kom lei ons deur die Gees.
Ek bid dit in Jesus naam. Amen.